My gebed vir elke een van julle vir die naweek is, Here, baie, baie dankie vir die voorreg wat ek het om aan die einde van nog 'n week vir my Boetan Sissa te kan bid. Liewe Here, baie, baie dankie dat U ons gedraai het hierdie week. Vader, baie, baie dankie vir alles waarmee ons geseën is. Dankie vir alles wat ons in staat was en nog steeds is om te kan doen. Dankie, Here. Vader, ek bring my Boetan Sissa voor U vandag. Liewe Here, al is dit Vrydag, bid ek dat hulle nog steeds hulle beste sal doen, hulle beste sal gee vir hulle wat by die werk is, dat hulle sukses sal behaal, en ek bid dat hulle die vrugte sal pluk van hulle arbeid. Liewe Here, vir hulle wat by die huis is, bid ek dat dit wat hulle hande vind om te doen, mag dit voorspoedig wees, mag dit voorspoed lewer. Ek bid dat hulle vreugde en vrede sal baat by dit wat hulle doen. Liewe Here, al doen hulle iets kleins vandag. Liewe Here, laat dit nog steeds 'n verskil maak in mense rondom hulle se lewe. Liewe Here, ek bid vir die wat nou gaan slaap of wat reeds slaap na laasnag se werk. Ek bid, liewe Here, vir goeie rus. Ek bid dat hulle sal uitrus en verfris en versterk opstaan om die volgende skof te betree. Vader, ek bid vir elke Boetan Sissa wat werk deur hierdie naweek, vir hulle wat werk in die aande wat voorlê hierdie naweek. Ek bid, Here, om hulle te vul met krag. Ek bid dat hulle sal wysheid hê om nog steeds hulle beste te kan doen en gee. Ek bid, liewe Here, dat hulle versterk sal wees en mag daar 'n seën wees oor bevordering in hulle werk. 'n Seën, Vader, oor hulle gesondheid, oor hulle hande, in Jesus Christus naam. Ek bid dat dit wat hulle moet doen, dat hulle dit sal doen met deursettingsvermoë en uithou vermoë. Ek bid vir die wat kan gaan slaap in hierdie aande, Here, mag hulle goeie rus ontvang. Ek bid vir 'n soete nagrus vir elke Boetan Sissa. My gebed is, Here, dat hulle kalmte sal beleef wanneer hulle slaap en dat hulle rustigheid sal ervaar. Liewe Here, en vir die naweek bid ek dat elke Boetan Sissa wat kan rus, goeie rus sal inkry. Mag hulle die stof van hulle voete afskud. Ek bid dat hulle sal kan ontspan en sal kan herlaai van dit wat hulle so uitput in Jesus Christus naam. Ek bid, liewe Here, dat hulle sal kalmte beleef in hulle midde in Jesus naam. Vir Sondagse dienste, Here, bid ek dat elke kerkbyeenkoms onder die hand van Jesus sal wees. Mag U asseblief elke prediker salf, elke worship member, Here, Vader, elke een wat in en om die kerk serve, ek bid vir 'n salwing op elkeen van hulle, laat die prediker gevul word met 'n woord wat op vrugbare grond val, harte aanraak, lewens verander. Ek bid dat die klanke wat van die worship team afkom, Here, 'n soete geur in die diens sal loslaat en die gemeente in die woord sal lei. Ek bid, liewe Here, vir die wat serve, dat U asseblief U hand van seën oor hulle sal hou, en dat hulle weet, hulle doen dit nie vir mens nie, maar hulle doen dit vir U, en dat U hulle harde werk raak sien. Vader, ek bid vir elke aktiwiteit wat nog vanaand gaan plaasvind by kerk is. Vader, selgroepe, Bybelstudie, Bybelgroepe, gebedsgroepe, selfs kursusse of Bybelskool, bid ek, Here, dat die woord wat gebring gaan word, dat hierdie woord oopgebreek sal word deur die Heilige Gees. En ek bid dat U teenwoordigheid elke vertrek sal vul, aanlyn of fisies. Mag die lesings wat gebring word, liewe Here, elke persoon op 'n vlak bedien. Mag hulle dit kan verstaan en iets daarvan vat in hulle eie maak, asseblief, Here. Vader, ek bid dat U asseblief elke Boetan Sissa sal beskerm deur hierdie dag en naweek. Ek bid dat U hulle sal veilig hou in die aande wat voorlê en beskerm asseblief elke kerkdiens wat Sondag gaan plaasvind. Mag die kosbare bloed oor elke auditorium uitgestort word. In die lieflike naam van Jesus is dit my gebed. Amen en amen.